Wie glo dit? Amen. So kom ons bid. Vader, in die naam van Jesus, dank ek U vir die woord. Dankie dat U my in staat sal om die woord effektief oor te dra deur die krag en die salwing van die Heilige Gees. En die Gees van die Here is op my, omdat Hy my gesalf het om die woord te verkondig en maak elke hart oop, sodat ons almal hier sal uitstap en sê waarlik die Here het met ons gepraat. In Jesus naam, amen. Weet, ons leef in 'n tyd waar baie mense na omstandighede kyk en hoe meer hulle herhaaldelik, as jy herhaaldelik op 'n probleem of omstandighede kyk en jy herhaal dit en jy kyk heeltyd daarin vas, begin dit iets skep. Dit begin 'n negatiewe gesindheid in jou gedagtes skep. Hoe meer jy na iets kyk, die mens is so gemaak, dat hoe meer jy na iets kyk, is jy geneig om soos dit te word en op te tree. En hoe meer ons as mens na probleme en omstandighede kyk en daarop fokus, begin dit 'n attitude en 'n gesindheid in jou mind skep, wat negatief word. Norman Vincent Peale was 'n groot prediker in Amerika en hy het ook baie geskryf oor positiwiteit en die woord, hoe die woord jou positief maak. En hy stap eendag in Kowloon in Hong Kong. En hy stap op en af in die straat en hy kom by 'n tattoo winkel. So hy loop verby 'n tattoo winkel en hy sien al die voorbeelde van tattoos in die winkel se venster wat jy kan kies om op jou, as jy nou 'n tattoo wil hê. En daar is 'n tattoo wat jy kan opkies om wat die tattoo artist op jou kan sit wat sê born to lose. Dis negatief. En pastoor Norman Vincent Peale besluit, hy gaan by hierdie tattoo ingaan en hy gaan hierdie tattoo artist vra. Nou, dit is in China, so die ouens ken nie eintlik Engels nie, maar hy gaan in en hy vra, is daar werklik waar iemand wat hierdie negatiewe ding, born to lose, vra om te kom tattooeer op jou tattoo op hom? Is daar so iemand? En die ou sê in gebroke Engels, yes. Before tattoo on body, tattoo on mind. Luister mooi, before tattoo on body, tattoo on mind. As jou mind sê, I'm born to lose, sal jou reaksie in die wêreld alles wees, I'm born to lose. Ek is niks werd, ek is minder as ander mense, ek is nie gemaak om sukses te bereik nie, ek is nie gemaak om te bereik wat God wil hê ek moet bereik nie, ek is nie gemaak om te bereik wat ander mense kan bereik nie, ek is nie gemaak om my destinasie te bereik nie. Before tattoo on body, tattoo on mind. En dit is so tragies, en in hierdie gedeelte wat ons lees in Numeri, sien ek dit so duidelik, ek sien twee gesindhede wat ons as mens het, en dit is so oud soos die Bybel self, 'n negatiewe en 'n positiewe gesindheid. En dit is vir my so hartseer, dat die negatiewe meer is as die positiewe. 10 is negatief, net 2 is positief. 10 van hulle het 'n tattoo, negative tattoo in the mind gehad. En net 2 van hulle het 'n positiewe tattoo gehad, naamlik weekend. My vraag is, wat is jou tattoo? Die fisiese, ek wil nou nie hier so arms opruk en kyk, ek wil nou nie, maar nou nie like jou regte tattoo nie, maar jou tattoo in your mind. So die Here het die volk verlos uit Egipte. Dit is baie duidelik in Exodus 20. Kom hy en hy sê, ek is die Here jou God wat jou verlos uit Egipte uit die huis van slawerny. En hy het hulle nou vrygemaak uit hierdie huis van slawerny en hy het hulle gevestig as 'n volk en hy wil hulle in hulle beloofde land invat. Hy wil vir hulle wys, nou die beloofde land is nie 'n teken van die hemel nie. Die beloofde land is iets wat God vir hulle wou gee hier op aarde. Hy wil vir hulle wys, dis iets wat ek vir jou, 'n belofte wat ek vir jou in vervulling wil bring nou hier. En net so het die Here vir my en vir jou verlos.
Hy het ons uit die geestelike Egipte uitgehaal, hy het ons vergewe, hy het ons skoon gewas, hy het ons nuut gemaak, maar nou wil hy jou verder vat, hy wil jou elke dag verder vat. Jy sien, God het 'n droom oor jou lewe, hy het 'n destinasie vir jou. Ek wil vir jou vandag vir jou sê, volgens hierdie woord wat nie onverrigte sake kan terugkeer nie, het God vir jou, daar waar jy vandag is nie waar God jou wil hê nie. God het beloftes oor jou lewe, hy het geestelike vlakke vir jou, wat jy nog nie bereik het nie. Om net gered te word, is awesome. Ek sê evangelis, ek wil almal gered sien, maar as die Here jou net wil red, om hemel toe te gaan, dan sal jy sê, yes Jesus, en jy sal doodgaan. Nee, hoekom gaan jy nie dood direk nadat Jesus aanneem nie? Want Jesus red jou om hemel toe te gaan, number 1, en number 2, red Jesus jou om 'n verskil te maak in die wêreld. Hy red jou om uit te gaan en mense se lewens te verander. Hy red jou om sy naam te verhoog en te wys wat is moontlik in die Here. En hy het beloftes oor jou uitgespreek. Hy het 'n destinasie oor jou. En net so het hy vir hierdie mense uit die Egipte land uitgehaal en hy het vir hulle gewys, kom ek gaan wys julle wat julle destinasie. 'n belofte wat ek vir julle het. En Moses vat een uit elke stam. Die Here sê vir hom, vat een uit elke stam. 12 spioene, maar ons 12 volke as jy nie geweet nie. Of stamme in die volk, en hy vat een uit elkeen en hy stuur hulle in. En hulle almal vir 40 dae deurkruis daai land. En hulle kyk. Ek dink as hulle, ek gaan nou vir jou sê, die rede hoekom die Here hulle so toe gestuur het, die 12. En hulle kom toe terug met hulle verslag. En elkeen begin toe hulle verslag gee. En ek dink dis een van die belangrikste ekspedisies, want God wou vir die mense wys sy belofte aan Abraham, Isak en Jakob. Onthou, die Here het vir Abraham en Isak en Jakob gesê, ek gaan vir julle 'n land gee en julle nageslag sal soveel wees soos die sterre in die lug en die sand van die see. En nou stuur hy hierdie 12, dis 'n ekspedisie, dit was 'n spies ekspedisie. En hulle kom terug. En eintlik wou die Here vir hulle soos 'n tipe van 'n foto terugbring, want hulle het van die vrugte teruggebring en alles om te wys hoe lyk die plek wat die Here vir hulle het. En die Here is of hy 'n foto vir hulle wou neem. Wat gaan aan, is hierdie ding pop of wat? Ja, hy is reg. Wat sê ons pop? Amen. Is dit 'n draaitjie of wat is dit? OK, toe maar. So die Here wou eintlik 'n foto wys vir hulle oor wat lê vir hulle voor. En ek wil vir jou sê, as jy kyk, baie dankie, daar's hy weg. As jy kyk, daar's 7000 beloftes in hierdie boek. Dis 'n foto vir wat God vir jou instoor het. Hy wil vir hulle wys, want hy sê dit self in 13 vers 1, God gee die land vir hulle se belofte. En nou sien ons, kom ons kyk heel eerstens, hy stuur hulle om vir hulle 'n mental image te gee, 'n tattoo te gee van wat vir julle voorlê. Hierdie massiewe groot vrugte wat 2 mense moes dra. Weet jy, vandag koop jy 'n pakkie strawberries en vrugte en druiwe en make dit is sommer net so 'n pakkie. Hulle moes dit dra, so swaar was dit. So God wil 'n mental image vir hulle skep en sê, this is what the promise looks like. En om die cherry op die koek te sit, vat 'n paar happe, proe 'n bietjie. Die Bybel sê, proe, dat die Here is goed. So proe 'n bietjie, wat lê vir julle voor? Check 'n bietjie, wat lê vir julle voor? En kry vir julle 'n mental image, 'n positiewe gesindheid van geloof, dat God beplan goeie goed vir julle, en lekker goed vir julle. Maar nou is ongelukkig hierdie 10 ouens. En hulle kom en hulle sê, en hulle het hom vertel, vir Moses vertel en gesê, ons het gekom in die land waarheen U ons gestuur het, en waarlik dit loop oor van melk en honing, en hier is die vrugte. Nou wys hulle vir hom die vrugte. Dis nou die ouens wat negatief is.
Maar nou stop hulle nie net daar nie, hulle sê, maar. Alles is mooi in die land, Moses. Here se belofte is waar, maar, kry jy nie daai mense vandag nie. Pastoor, jy kry, dit is reg, dit is so wonderlik alles die Here, maar. God se belofte sê nie 'n maar nie, behalwe dat jy maar dit moet glo. Amen. Nou sê hulle maar, die volk wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en is baie groot en ons het ook die kinders van die Enakiete gesien. So wat? 31 en 32. Ons kan nie teen hierdie volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Hoe weet julle? Het julle al teen hulle gefight? Jy sien hoe negatiewe mentaliteit jou al klaar beïnvloed nog voordat jy in 'n posisie in beweeg om te veg. Hulle het sommer klaar besluit. Hulle is sterker as ons. Ons het die slegte gerig, so het die slegte gerigte onder die kinders van Israel versprei in die land en hulle wat hulle verken het deur te sê ons het ook daar die reuse gesien, die kinders van Enak, van die reuse afkomstig en ons was so sprinkane in ons oë en so was ons ook in hulle oë. So kom ons gaan kyk 'n bietjie, waar begin 'n negatiewe of 'n sprinkaan, ek noem dit 'n sprinkaan mentaliteit. Daar's baie mense in die kerk, seker nie hier nie. Maar ek is op baie kamera, so kan nie sê nie, maar op ander plekke is daar mense met sprinkaan mentaliteit in die kerk. 'n negatiewe gesindheid word eerstens deur die situasie wat voor jou lê op te fokus, wat negatief is, en meer op dit te fokus, en nie op God se belofte nie. Hulle almal het gegaan met God se belofte, dis wat ek vir julle wil gee. Maar hulle het meer begin fokus op die negatiewe, die groot reuse, die sterk gevestigde land, en al daai goed, en iewers het hulle vergeet van God se groot beloftes en sy grootheid, en hulle het begin, wow, kyk hoe groot is die probleem. Alles is so mooi, yes, alles maar. En hier leer ek dat negatiewe gesindheid nie kom van uitwendige situasies nie, maar van inwendige gesindheid. En is oor en oor bewys. Jy kan twee mense kry wat na een situasie kyk, een sal 'n oplossing sien, of 'n geleentheid sien, die ander een sal 'n negativiteit sien en sê, oh my word, ek gaan dit nie maak nie. En dit is wat hier gebeur het. Iemand het een keer gesê, the size of the person is more important than the size of the problem. John Maxwell sê altyd, hy wil groter word aan die binnekant, as wat aan die buitekant is. Meer, meaning, jou geestelike lewe, jou gesindheid, jou positiwiteit van die lewe, jou geloof moet groei, sodat jy groter word die binnekant, sodat jy na enige situasie kan kyk en jy groter is as daai situasie. In die binnekant. Amen, as jy saamstem, sê amen. Wie kan vir my sê, wie is die eerste ou wat Mount Everest uitgeklim het? Oh, surely you must know that. Sir? Oh my word. Okay, kom ek gee nog 'n Sir Edmund. As daar iemand wat die helfte van die geskiedenis ken. Sir Edmund Hillary het gesê, hy die eerste ekspedisie wat hy gedoen het, het hy nie geslaag nie, toe hulle met hom 'n perskonferensie, en in die perskonferensie sê hy, en daar was 'n foto van Mount Everest, en in die perskonferensie wys hy na die foto toe, en hy sê, I will come again and conquer you, because as a mountain you cannot grow, but I can. En die tweede keer het hy dit gemaak. Jy is 'n berg, jy kan net so hoog bly, en ek beloof jou, Mount Everest is nog steeds so hoog soos wat dit daai tyd was. Maar Edmund Hillary het heeltyd gewerk aan sy fiksheid en aan sy skills om 'n mountaineer te word, en hy het dit reg gekry saam met die ou wat hom gehelp het in sy teams, en hulle het die mountain kon nie hoor word.
En dis wat ek bedoel met 'n positiewe mindset. Jy kyk na die probleem en sê, jy kan nie groter word nie, maar ek kan groei. Ek kan God se woord vat en ek kan dit memoriseer en ek kan dit oor en oor die probleem spreek en sê, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Daar's 3 mense wat dit glo. En dit bring my by gesindheid. Daar's min dinge wat my in die lewe soos 'n negatiewe gesindheid. Ek verloor 'n sluk hier. Die Carnegie Institute is een van die grootste navorsingsinstituuts in die wêreld. En hulle het 'n studie gedoen van 1000 mense en gevind dat 15% van mense se sukses is as gevolg van hulle opleiding en 85% as gevolg van hulle attitude. Wys jy hoe belangrik jou attitude, jou gesindheid, jou geloof, jou positiwiteit, want die woord, God is 'n positiewe God. Geloof is positief. Jy kan nie negatief wees en die Bybel in jou hê nie, want God is 'n positiewe God. Die duiwel is 'n negatiewe duiwel. So jou gesindheid bepaal of jy in 'n situasie, hoe jy 'n situasie gaan sien en benader. Jou gesindheid gaan dit bepaal. So die probleem lê nie by die probleem. Terwyl ek dit voorberei, toe sê die Here vir my hierdie woord. Die probleem lê nie by die probleem nie. Die probleem lê by hoe jy die probleem sien. En deur wie se oë jy dit sien. Maak, as jy sonbrille vat en jou lens is blou, dan sien jy die wêreld blou. As jy groen lens het, dan sien jy die wêreld groen. Wat se lens het jy vandag op? Het jy God se beloftes op jou oë, of het jy die duiwel se negatiewe bril op en sien alles? Die kleinste ou mensloopie maak jy die grootste berg. Die groot ding is, die probleem is nie die probleem nie, die manier hoe jy daarna kyk is die probleem. Jy sê, ja, dinge werk dit nie uit finansiëel vir my nie. Hoe kyk jy daarna? Hoe kyk jy na God se woord? Wat sê God oor finansies? My gesondheid wil net nie saamwerk nie. Wat sê God oor dit? Ek sê nie almal moet altyd gesond word nie. Wanneer Bonk het gesê, hy het hom eendag in 'n perskonferensie gesê, wat gebeur as mense nie gesond word as jy bid nie? Hy sê, I'm not the healer. As daar 10 mense staan en ek bid vir die eerste 9 en nie een word gesond nie, bid ek vir nommer 10, asof al 9 gesond geword het. Het jy geweet, Jesus het ook nie almal gesond gemaak nie. Jou by wat gesit het by die mooi poort, Jesus het hoeveel keer verby daai man gestap? Die Bybel sê hy was elke dag daar neergesit. Jesus het elke maal verby hom geloop. Jesus het hom nie gesond gemaak nie. Hy het gesê, want ek weet eendag gaan my 2 disippels, Johannes en Petrus, by jou loop en ek gaan deur hulle jou gesond maak. So ek het nie antwoord vir al daai goed nie. Maar kyk na jou probleem en hou op kern, met alle respek, soos hierdie 10, en gaan kyk wat sê God se woord en begin God se woord te bely oor die situasie. Kyk na jou probleem, kyk na die probleem, al kyk jy dit so. Ek kan onthou toe ek so siek was en uitgebrand het in die hospitaal was en al die seizures gekry het en alles, toe ek by die huis kom, toe het my vrou die hele huis beplak met verse en gelamineer nogal. Net soos in die goed hier plak, het sy dit daar geplak. En jy kon nie draai nie en jy kyk vas in 'n genesingsvers en belofte. En elke as ons gaan, begin dit jou reconditioneer. Ek was siek, mense, ek weet, ek kan vir jou sê ek was siek, ek was negatief. Toe ek uit daai hospitaal, ek het nie eers geweet ek se prediker nie toe ek wakker word. Maar toe by die huis kom, en al die goed is daar, toe begin dit my reconditioneer. En dan kon nie uit die bed uit opstaan vir 'n hele paar weke nie. En ek het sê, die eerste ding wat ek gaan doen is ek uit hierdie bed uit opstaan is my studeerkamer. En ek het begin 15 minute bid. Ek bid vir ure, ek doe 15 minute, en dan is ek uitgeput, want ek gaan lê. Toe is 20 minute, toe sit 'n halfuur, toe sit weer 'n uur, toe sit weer 'n uur en 'n half, toe begin ek weer. En ek het heeltyd, maar dit het daar begin met daai vrou, wat ons almal omring het, tot my dogtertjie, Ashley het versies geskryf, want sy het dit by haar ma gesien.
As papa by die huis kom, as jy Ashley se deur oopmaak van haar kas, het daar 'n belofte gestaan en gesê, Jesus, dis vir my papa. Kondisioneer jouself met God se positiewe woord. Amen. Wat is die uitwerking van negatiewe gesindheid? Eerstens, jy berei jouself voor vir mislukking. Jy sit jou op 'n treinspoor van mislukking. Before tattoo on body, tattoo in mind. Jy sit, as jy 'n negatiewe gesindheid het, sit jy jouself op 'n treinspoor vir mislukking. Tweedens, wat ek uit hierdie gedeelte uit sien, jy beïnvloed almal om jou negatief. Wat het daai 10 gedoen? Hulle het 'n hele volk van 2 miljoen mense negatief gemaak, sodat hulle begin murmureer het en gesê het, ons wil teruggaan Egipte toe. 10 mense se negatiewe report en sê, daar's die seuns van Enak is daar, die reuse, en dit is 'n gevestigde land, dat hulle so negatief geword het en beïnvloed was, dat hulle bereid was om terug te gaan slawerny toe, geslaan word met swepe. Dis wat gebeur, dis die invloed van negativiteit. Die Bybel sê in ander vertalings, dis 'n slegte gety, dis 'n bad report, 'n false report sê die Hebreëus, 'n evil report. So as jy negatief is en jy beïnvloed ander mense, is dit bad en selfs evil. God wil nie hê ons moet die wêreld om ons negatief beïnvloed nie. Die wêreld kyk juist vir die kerk vir positiwiteit. En nou kyk die wêreld na die kerk en hulle sien, jette, maar daai klomp is net so, hulle is net so negatief. Soos jy jouself sien, dink jy ander mense sien. Hier is baie belangrik, mense wil hê julle moet, as 'n ding is wat julle huis toe vat, onthou hierdie ding. Dis baie interessant. Ek het hierdie boek al baie deurgelees en hierdie gedeelte ook baie deurgelees. Ek het gister of laasweek vir julle gesê, hoeveel keer ek 'n gedeelte deurlees voor ek preek. Nêrens in die hele gedeelte sê dit dat die mense van die land, of die Enakiete, of die reuse, na hulle gekyk het en hulle genoem het as springkane. Nêrens. Hulle het daarin dan, toe hulle hierdie massiewe mense sien en hierdie versterkte mense sien, net daarin dan besluit, ons is springkane, en omdat hulle self gesien het as springkane, het hulle gedink, anders sien hulle ook as springkane. Baie mense het hierdie mentaliteit. Dit is soos 'n tiener wat 'n klein pysie het wat jy moet kyk met 'n vergrootglas, net hier of waar. Jy kan daai pysie nie raak sien nie, maar daai tiener dink die hele wêreld tot in Amerika sien daai pysie raak. Net so, as jy jouself negatief sien en dink jy kan 'n ding nie doen of maak nie, is dit 'n perception wat jy het, wat jy dink ander mense sien dit ook. Jy dink ander mense sien jou soos jy jouself sien. En dis wat ek hierso leer. Hierdie mense het gedink, daai mense sien hulle soos hulle self sien. Hulle sê ons is springkane en hulle is, ons is in hulle oë ook springkane. Nêrens staan dit eers geskryf nie. Hulle het dit sommer self besluit. Dis 'n self-perception, dis 'n springkaan mentaliteit. Kyk vir die ou langs jou en sê, nou hier's 'n gap, ek weet is lang naweek, dis 'n groot gap van julle. Stuur 'n SMS vir die ou langs jou as hy te ver is. Sê vir hom, jy's nie 'n springkaan nie. Amen. Jy's nie 'n springkaan nie. En dit bepaal hoe jy in 'n situasie optree. As jy jouself sien as 'n springkaan, dink jy ander mense sien jou soos 'n springkaan en dan huiwer jy. Jy storm nie vorentoe. Dis hoekom ek hou van hierdie baie paar positiewe mense in hierdie gemeente wat almal baie wat vorentoe kom en sê ek wil dit doen. Ek wil dit aanpak. Ek sê baie vir man, I love it. Ek praat nou die dag by die GBM met 'n pastoor met Morney Kreer. Toe sê ek vir my, ek is 'n aktiveringsprediker, hy sê hy ook, hy love it. Dis vir my niks so lekker, as wat ek sien, mense kom na vore en sê, ek wil dit try. Daai mense wat sê, dan het try dit. Well, we go for it again.
Maybe met hierdie angle of met hierdie angle, but with the promise of God and the Spirit of God, we go for it. Mary Ann het vandag vir die eerste keer hier voorgestaan en sy het fantasties gedoen, met die krag van die Here. Amen. Salute you. Laasweek het Naomi gaan preek by 'n kerk wat hulle deure wou toemaak en toe sy preek, toe kom hulle tot bekering en stel 'n nuwe kerkraad aan en hulle gesê hulle gaan nie hulle deure toemaak. Ek love it. Kom ons gee Jesus 'n hande klap. Ek love it as iemand kom en sê ek sal vir daai ou 'n fiets koop. Dis positiwiteit. Dis iemand wat sê I'm gonna do it. I'm not a victim, I'm a victor. Die wat van hier te imagine. Ons beste slot ooit sy naam was Victim Matfield. Sy rugby gekyk het. Oh, and they are running and they're scrumming and there is South African, wat is flank in Engels slot, the slot prop. There's the mighty prop, Victim Matfield. Lock. Nee, jy is either 'n victim of 'n victor. En ek kan vir jou sê, ek was in Pretoria, het ons 'n meeting gehad met 'n aktrise so 'n paar jaar terug. En by daai restaurant toe loop Mr. Victor Matfield daar agter verby ons, so by ons tafel verby. Die wat hom al in lewende lywe gesien het. How's the weather up there, sir? Daar's 'n tyd wat ons almal 'n victim was. Maar toe kom Jesus en hy sterf op daai kruis en net voordat hy sy laaste asem uitblaas, sê hy, it is finished. En op daai oomblik toe hy sê it's finished, toe breek hy die victim en maak 'n deur oop vir Victor. En nou is daar mense wat nog steeds in 'n victim mentality, 'n springkaan mentality rondloop, terwyl Jesus 'n victory mentality kom voorbetaal het en vir kom oopmaak het en gesê, dit hang van jou af, is jy 'n victim of 'n victor, die twee V's van die lewe, you're either a victim or a victor. Onthou dit, you're either a victim or a victor. Vir die jong mense, vir die tieners, ek weet dit is een van die moeilikste tye, studie sê vir ons, dit is die moeilikste tyd om 'n tiener te wees in die geskiedenis van die mensdom. Tel op jou kop, jy is 'n kind van Jesus. Maak nie saak wat hulle van jou sê by die skool nie, of op die universiteit, of wherever, die mense by die werk, maak nie saak wat hulle van jou sê nie. Lig jou kop op en sê, I'm a victor. Jesus died for me. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Charles Swindoll say, the longer I live, I realize the impact of attitude on life. Attitude to me is more important than facts. I'm convicted that life is 10% that happens to me and 90% how I react to it. And so it is with you. We are in charge of our attitudes. Nou kom ons by die positiewe gesindheid. Wat is die bron van die positiewe gesindheid? Caleb leer ons, Deuteronomium 1:30 sê, die Here, julle God, gaan voor julle uit en sal vir julle veg. Dis al klaar, dis al wat vir Caleb belangrik was. Laasweek gepraat oor Moses, wil niks doen sonder die Here nie. Dit het op Caleb afgesmeek. Die Here sê, ek sal voor julle uitgaan, ek sal vir julle fight. Was vir hom genoeg. Hy het gesê, ons kan. Hoekom? Want die Here, die bron van positiwiteit is die Here, is by ons. Hy sal vir ons veg. Numeri 14:9 sê, moet ook nie, hy het hierdie selfde Caleb sê. Wie is die eerste ou wat in die Bybel geskeer het? Ja, Caleb. Numeri 14:9 sê, moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie. Moenie vir jou probleme bang wees nie, mense. Moenie vir die duiwel bang wees nie. Moenie vir die nuwe, wat is hierdie nuwe ding wat Ramaphosa aangebring het? Bella is 'n plek waar jy gaan vakansie hou. Moenie bang wees vir daai goed nie. Jy spreek God oor dit uit. God se woord oor dit uit. Hy sê, moenie bang wees vir die mense in die land nie. Ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Hy sê dit 2 keer.
Nou Caleb was deel van die 12 spioene. Hy het dieselfde reuse gesien, hy het dieselfde sterk stede in die oë gestaar, hy het niks anders gesien as die ander 10. Hy het dieselfde situasies gesien, maar sy bron was God se woord en God se trekrekord. Hy het gesien hoe die Here 'n pad deur die see maak. Hy het die 12, hy het onthou hoe die Here die 10 pla. Die krag van die Here het oor die gode van die afgode en demone van Egipte geheers. Hy het gesien hoe maak God 'n pad deur die see. Hy het 'n wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag. Hy het dit alles herinner en gesê, God se trekrekord is awesome en perfek. Hy sal ons nie nou in die steek laat nie. En nou wil ek jou vra, wanneer het God jou in die steek gelaat? En as jy nie 'n trekrekord daarvan het nie, gaan soek 'n promise vir jou probleem. En herinner die Here sê, waar is die wat my sal herinner aan my beloftes? Waar is jy? Jy wil my nie in my gebedskamer sien. Jy wil om te leer, en dan kan jy maar gaan, want dit is tussen my en die Here. Maar ek beloof jou, ek herinner hom aan sy beloftes. En ek kry wat ek vra. Jy sien, dit wat vir die 10 spioene onmoontlik gelyk het vir Caleb maklik gelyk. Nie net moontlik nie, dit het vir hom maklik gelyk. Daar's 'n verskil tussen moontlik en maklik. Party dinge is moontlik, maar is harde werk. Caleb sê, sien dit moontlik is sommer maklik. Hoekom? Want God gaan voor ons uit en hy fight. Amen. Sê vir die duiwel, sê vir jou probleem, sê vir jou krisis, dis nie net vir my moontlik om jou te oorkom nie, dit gaan vir my maklik wees. Kry daai mentaliteit. En dit is nie hoogmoed nie, daar's 'n verskil tussen, weet jy hierdie ding van false humility. Weet jy wat beteken, kan ek vir jou vandag gou iets neem my notas. Weet jy wat is humility? Weet jy wat is nederigheid? Om meer aan ander mense te dink as jouself. Nederigheid is nie om so te loop. Dis wat die 10 gedoen het. Nee, ons kan nie, ek is nie so goed, nee. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Through Christ. So die onus is op Christus. Jy dink meer aan ander mense, jy dink nie aan jouself nie. Dis ware humility. Jy ontken nie die gawe van God in jou lewe nie. Jy ontken nie wat die Here vir jou doen nie. Daar was 'n tyd waar die Here in Wolford City, ek noem sy naam en daar skoot al ons karpe. Maar die Here doen altyd wonderwerke. En die Here weet ons, ek like karre en ons ry altyd mooi karre, maar ek kan nie daai karre altyd bekostig nie. Maar die Here doen wonderwerke vir ons. Ek gaan nie lang tyd vat hoe hy dit doen nie. Maar as ek weer sien kom daar 'n SMS deur van iemand iewers af en sê this is for you personally, en dan sit op daai oomblik is op ons gebedsbord. En daar was 'n tyd dat ons 'n regtige Jaguar wou ry. En dit het wit Jaguar teen my gebedsbord opgehad. En 'n Engelse besigheidsvrou bel ons eendag en sê the Holy Spirit spoke to me and I want to give you an X amount. Dit was 'n paar 100,000 rand. And it's not for the ministry, sy die ministry op part ondersteun sy en sy sê, but this is for you. The Holy Spirit said explicitly, for you and Armandi and the children, this is what the Lord said. En net daar sê ek aan Armandi, maar dis waarvoor ons die Here vertrou. En die Here gee vir ons presies die spierwit een wat op daai muur is. Ons het ongelukkig nie lank gery nie. Want ek het op 'n tyd gesukkel met hierdie false humility. As hulle by kerke kom en preek, dan sal die pastoor vir my sê, kan jy maar nie met jou armkar gekom het nie. Nou moet ek nou op die stage gaan en ek moet vir hom siele wen. En hy sê vir my, kan jy, en hy gee, ek is ingebid en reg vir die, en nou kom kritiseer jy my oor wat 'n kar ek ry, en jy vra my nie eers, fantasties, hoe die Here vir jou hierdie kar gegee het. Ek kan nie daai kar bekostig op my eie nie, die Here het dit vir my gegee. En toe Armandi dit weer eens, het sy vir my begin sê, as die Here vir jou iets sê, moenie verskoning maak daarvoor nie. En net daar, toe snap ek uit dit uit. En eendag, doen Wolfers vir ons ministry 'n golfdag.
Hy het 'n paar vir ons gedoen en hy kan dit doen. En ek weet hy gaan vir die gemeente ook doen. Yes, en hy doen dit, as daar nou iemand is wat dit reg doen, is dit hulle. En hy sê eendag vir my, daar's 'n kar, 'n mooi kar in staan. Ons ry A4 op daai oomblik. En hy wys vir my 'n foto en dit is 'n Audi A6. Ek sê, is pragtig, maar it's not gonna work. Hy sê, kom. En ek het 'n afspraak met iemand by MF, en ek ry saam met die ou, hy ry 'n Porsche Panamera, en ons ry saam na Wilfred hulle toe, en Wilfred sê, kom vat die kar net vir 'n toets bestuur. Wow, dis lekker. Maar in my kop weet ek, as jy nou klop weer my 4:30, en ek weet nie wat gebeur het nie. Maar op 'n manier kry die Here dit reg dat ons daai kar kry. En ek het nooit verskoning gemaak vir daai kar nie, want ek weet die Here het dit moontlik gemaak. Die kar wat ons nou, ek vat voorbeelde om jou positief te beïnvloed, nie om vir jou te sê wat's moontlik in die Here. Ons het gesê ons wil so kar ry soos wat ons nou ry, en ons sit eendag by 'n konferensie. En terwyl ons die konferensie kom, maar 'n SMS deur met 'n massiewe bedrag persoonlik. En die Here sê, jy moet ons vertrou vir die Tiguan. Ek sê vir my vrou, kyk hier. Of nee, sy het vir my gewys, want sy dra nie Hans aan. Sy dra nie Hans. En sy wys dit vir my, en net daar sê die Here vir toe ek aan bedrag sien, toe vergeet ek wat die spreker sê, en ek kyk daar, en net daar sê die Here vir my, jy vertrou my mos vir die Tiguan. En ek sê, Vader, die Here gee vir ons die Tiguan. Hoekom? Want ek het 'n positiewe mentality, ons as gesin het 'n positiewe mentality begin kry. God can give us anything we ask for, above what we pray for. Amen. Hou op verskoning maak as God jou bless met 'n goeie talent. Ek het daar agter het ons gespot en gesê, ek sal vir julle solo sing. Ek weet waarom die streep te trek is. I can do all things through Christ. Ek sing vir die Here in my binnekamer. So ek sing. Maar hier weet ek wat ek moet doen en nie moet doen nie. So, waar is ek? Dieselfde omstandighede met 'n ander uitkyk. Caleb, hier leer ons weer eens dat hy nie net die situasie laat bepaal het hoe hy dinge sien nie, maar hy het bepaal wat binne in hom is. Hy het 'n ander uitkyk gehad. Psalm 27 vers 1 sê, die Here is my lig en my redding, vir wie sou ek vrees? Die Here is my lewenstoevlug, vir wie sou ek bang wees? En dis so ek voel. Ek het op 'n punt in my lewe gekom, vir wie sou ek vrees? As die Here 'n plan vir my lewe het, sal hy die pad vir my oopmaak. Maak nie saak wie dit probeer toemaak nie. Die Here sal die pad vir my oopmaak. Die Here sal 'n pad vir jou oopmaak. En maak nie saak wat mense sê oor wat in jou lewe gebeur nie. As God jou gebless het, go for it. It is His talent, it's His anointing. As jy dit glo, gee Jesus aan dit klap. Amen. As jy die talent het om 'n besigheidspersoon te wees, as jy die talent het om geld te kan maak, go for it. As jy die talent het om te sing, go for it. As jy die gawe het om regtig 'n intercessor te wees, go for it. Maak nie as jy skilder, wat jy ook 'n student, as jy intellektueel, as jy wil swat, man, moenie worry wat mense sê nie. It's a gift that God has given you. As jy wil preek en jy kan preek en jy kan vir mense staan en preek, it's a God-given gift. Go for it. Amen. Amen. Wat Reinhard Bonke altyd gesê het, to heaven with the people and to hell with the devil. Amen. Caleb het 'n ander gees gehad. Die Bybel sê, maar my knegt Caleb, omdat hy 'n ander gees in hom gehad het hy volhard en my gevolg. Hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, met ander woorde wat hy gaan verken het, en sy geslag sal dit in besit neem. God hou van Caleb se gees. Dis 'n gees van optimisme.
Dis 'n gees van positiwiteit, dis 'n gees van geloof. Dis wat God in my en jou wil sien. En as dit nie daar is nie, wil hy dit vanoggend in jou skep en hy wil 'n pad met jou stap, want dit is 'n voortdurende groei. Dis wat disippelskap meen. Toe Jesus vir Petrus en Johannes en Andreas en Nathanael en almal gekry het, was hulle springkane. Maar na 3 jaar was hulle apostels van die lam. Hulle het gegroei. Jesus het hulle laat groei en toe begin hulle uitstuur. Oefenlopies, om vir hulle te wys, ek is met julle, my gees is by julle kan doen wat ek doen. Hy het hulle begin voorberei vir die dag wat hy opgaan hemel toe. Hy het hulle begin voorberei vir die gees wat gaan kom en sê, daar gaan 'n dag kom dat ek fisies nie by julle gaan visible wees nie, maar die gees gaan by julle wees en julle gaan doen wat ek doen en nog meer as dit. God hou van daai positiewe gees in jou. Amen. En wat is die gevolg van 'n positiewe gesindheid? Ons het gesien die gevolg van 'n negatiewe gesindheid is jy sit jouself op 'n spoor van mislukking en jy maak almal negatief, maar die positiewe gesindheid se gevolg is, behalwe vir die feit dat dit ons waarborg vir oorwinning en sukses, leer dit iets anders in Caleb se attitude. Luister hier, hy sê in Joshua vir Joshua. Caleb sê vir Joshua in Joshua 14 vers 7 tot 8. Ek was 40 toe Moses, die dienaar van die Here, my van Kades Barnea afgestuur het om die land te verken. Hy was 40 jaar oud toe hy as 'n spaai gestuur is. En ek het aan hom, Moses, verslag gedoen soos ek gesien het. Hoe het hy gesien? Hy het self die klomp reeds gesien, maar hy het vir hom uit geloofskennis, positiwiteit gesê. Maar my medeverkenners wat saam my gegaan het die volk se hart laat verstyf van angs. Dis nie net gewone vrees nie, hy verstyf van angs. Ek het die Here my God getrou gevolg, vers 10 en 12 sê, tot 12 sê, van daardie tyd af het die Here my lewe aan die lewe laat bly soos hy beloof het. Ek is nou vandag 'n man van 45 jaar later, het hy aan hy belofte vasgehou. En hoor wat sê hy, maar ek is vandag nog so sterk as die dag toe Moses my gestuur het. 'n positiewe, en dis wetenskaplik bewys, 'n positiewe gesindheid het 'n invloed op jou fisiese liggaam. En hierso sê Caleb, op 85 is ek nog net so sterk en flink en reg en gereed, soos die dag toe hy my gestuur het toe ek 40 was. Hoekom? My gesindheid is positief, my gesindheid is op God se beloftes. En dit hou jou jonk. Hier's 'n wetenskaplike voorbeeld. Daar's 'n persoon wat van Italië af, sy hele familie bly in Italië, en hy is Amerika toe. Hy word gediagnoseer met kanker. Hulle gee hom 'n paar maande om te leef. Hy sê hy wil by sy familie gaan, die laaste dae van sy lewe by sy familie in Italië gaan, en almal weet dat Italië is deel van die Blue Zones, van die gesondste op aarde word, en die ouens leef tot in 115, 120 dae, hulle is baie gesond. Dis een van die Blue Zones. En daai ou leef vandag nog. Want daar so leef hulle gesond. Hulle het 'n interview met hom gehad en hy sê, I forgot I had cancer. Want die hele atmosfeer daar is positief. Hy het 'n tuin begin plant, hy was saam met sy familie, hy het sy ou dieet weer begin volg, soos wat hulle eet in Italië, en hulle het in Amerika gesê, hy het 'n paar maande, toe is hy iets in sy 80's, en toe hulle die onderhoud met hom gevoer het, toe is hy 116. Positiviteit. Spreek God uit, en hy sê een van die goeders, hy gee God die eer daarvoor. Die woord van God hou jou op koers. Maak jou fokus. I can do all things through Christ who strengthens me. Lukas 1:37, for nothing is impossible with God. Ek sluit af. Hier's 3 dinge. Sê jy yes, omdat ek afsluit. Ek praat en luister. Kyk, kom ek kyk of die punte is wat ek gemis het, wat ek net weer. Dis 3 dinge wat ons sien. 12 mense sien dieselfde geleentheid.
10 sien probleme, 2 sien die Here. Waar is jy? Ons almal hier sien dieselfde gebeure in die wêreld en in die land. Ons almal het situasies. Kyk hierso. Ek het gister 'n kat gekry. Ek kan ook stukken raak. My dogtertjie, 'n Labrador wat veronderstel is om die vredelievelendste hond te wees. Hy weet nie wanneer speel hy en wanneer byt hy nie. Hy het as nie 'n regtige gat in die arm gebyt. Want toe hy sien sy is bietjie upset toe kom, sê hy is jammer. Net Armandie het nog nie 'n merk van enige dier nie. En vanoggend het ek en Megan geconspire. Want ons almal het merke van ons diere en sy nie. Of sy like die diere nie, of sy spandeer nie tyd met hulle nie, maar toe het ek en Megan geconspire. Iewers moet ons met diere net 'n merk op haar kry. Nou as Max Verstappen vandag nie wen nie. Ja, wie is so afvallig? Wie is so afvallig? Wie het nou dit gesê? Jy moet weer tot bekering kom, dit is nie reg nie. Dan gaan ek ons kat Max vat. En 'n gevaar wil nie sê, vat. Net joke. 12 sien dieselfde geleentheid, 10 sien probleme, 2 sien die Here. Wat sien jy? Sien jy reëse? Jy het een van 2 keuses in die wêreld, jy het of 'n sprinkaan mentaliteit of 'n oorwinningsmentaliteit. Weet jy wat Jesaja 40:22 sê? Die Here sit op die troon en hy kyk af op die aarde en almal lyk vir hom soos sprinkane. O, tot die seuns van Enak lyk soos sprinkane vir die Here. As jy deur die bril van God na jou probleem kyk, lyk die reus soos 'n sprinkaan. Kom maar, jy glo my nie. Jesaja 40:22. En ek sluit nou af. Maar ek moet dit lees, want dis van julle wat nou dink ek glo, julle glo my nie. 40:22. Hy, die Here, sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is soos sprinkane. Wow. Elke liewe persoon, daai reëse almal, het gelyk so sprinkane, die span kan na vore kom. Die Bybel sê in Efesiërs 3:16 dat hy die Here aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur die Gees in die innerlike mens. Oral praat hy van dat jy krag ontvang. Efesiërs 6:10. Eindelik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Kolossense 1:11 sê en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle leidsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. As jy nie oortuig is dat God jou wil versterk in hierdie tyd teen probleme nie, dan weet ek nie wat moet ek nog vir jou sê nie. 1 vers is genoeg en daar's klomp verse. Wat die probleem al is, God sê, en dis almal Nuwe Testament verse, hy wil vir jou rykdom gee volgens sy heerlike krag versterk. Eindelik my broers, word kragtig in Here en sy sterkte, met alle krag bekragtig en met blydskap. So jy jive as jy so van daai reus kyk en hy lyk so 'n sprinkaan. Hey, jou kras op. Amen.